Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te mag wees. Dankie dat ons as gemeente hier by mekaar kan wees en u naam kan loof en prys. Kan weet dat u die lig vir die wêreld is. Dat ons kan weet dat u die beste vir ons wil hê. Dat u wil hê ons moet voluit lewe. Here, help ons om te hoor wat u vandag vir ons wil sê. Help ons om dit toe te laat, dat dit wat u vir ons kom gee, ons lewe sal kom verander. Want u weet regtig die beste vir ons. Dankie Here vir u woord, en dankie dat ons die voorreg het om u op so intieme, diep manier te kan leer ken. En dat dit nie net, dat ons dit net sal hoor nie, maar dat ons hele lewe kan verander. Dankie Here vir u liefde en u genade. Amen. Kom ons lees Jesaja 2 van vers 1 tot 5. Die openbaring wat Jesaja seun van Amos ontvang het oor Juda en Jerusalem. Daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is 'n blywende plek sal hê bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Al die nasies sal daarin stroom. Baie volke sal daarna toe gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer en ons daar volgens kan lewe. Want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here. Hy sal ons oordeel tussen die nasies regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en hulle van spiese snoeiskare. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Nou, om hierdie stukkie mooi te verstaan, het ons 'n bietjie nodig om iets te verstaan van God en sy volk. So die storie van Israel en waar hulle vandaan kom. So ons weet almal, God het die Israeliete gered uit Egipte uit. Hulle was slawe daar vir baie jare. En God het beloof, hy gaan hulle red. En hy het vir hulle gesê, maar ek gee vir julle 'n belofte, dat ek vir julle 'n land sal gee, 'n land van melk en honing. En op die ou end het God vir Moses gestuur, die 10 plaae het gebeur, hulle is deur die land, deur die woestyn vir 40 jaar lank, en hulle het op die ou ende by Israel uitgekom. En God het daardie land aan hulle geskenk. Na 'n lang ruk deur die rigters en alles het hulle mos gesê, hulle soek hulle eie koning. En toe hulle nou in die beloofde, voor hulle nou hulle eie koning gesoek het, toe hulle in die beloofde land inkom, toe is die volk opgedeel. Hulle was 12 stamme gewees. So elke stam het 'n stuk land gekry van Israel. So hulle is opgedeel in 12 stamme reg oor Israel, en elke stam het op sy stuk land gewoon en hulle het dit bewerk en hulle het basies maar hulle eie gemeenskap gevorm, hulle eie families gestig. En toe het die volk gesê, maar hulle soek 'n koning soos al die ander nasies, en Saul is die eerste koning van Israel gewees. En toe kom koning Dawid, en koning Dawid was, ons ken almal die storie van koning Dawid wat groot, hierdie land uitgebrei en alles het goed gegaan. En na Dawid het koning Salomo opgevolg, Dawid se seun, en hy was ook koning oor die hele 12 stamme. Ek het so 'n kaart daar, as jy kan opsit. So, dit was die hele groen en oranje was Israel geweest. So, koning Dawid en Salomo het oor daai hele stuk regeer. Toe Salomo oorlede is, toe beklei hulle verskriklik oor wie is nou die ware koning. En op die ou ende het dit gemaak, hierdie bekleierery, dat Israel letterlik in 2 skeur. So, hulle het 'n koning gehad, julle sal sien daar Juda, die onderste deel wat in Jerusalem geregeer het. Dis die 2 stamme wat ondergewerk, so 2 van die stamme wat het Juda gevorm, en hulle het 'n koning gehad in Jerusalem wat die hoofstad was van Juda, en die ander helfte wat afgeskeer het,
was Israel gewees en dit was die ander 10 stamme. So die ander 10 stamme is regeer deur die koning van Israel en die hoofstad was Samaria gewees. Okay, so hulle was toe nou in 2 lande ingedeel want hulle kon nie oor die weg kom nie. Nou so dis wat toe gebeur het. En later is daar sulke wêreldmoondhede wat opgekom het. So die eerste wêreldmoondheid was die Assiriërs gewees. So die Assiriërs was bokant Israel gewees. So hulle het die wêreldmoondheid daar besit en hulle wou verskriklik graag hulle ryk uitbrei tot by Egipte wat onder Juda is. Nee. So dis Egipte is mos in Afrika, nee. So Israel en Juda was so half in die middel van die gevegte gewees, nee. En die Assiriërs het hulle ryk probeer uitbrei, so hulle het al affer koninkryke verower en hulle het dit hulle sin gemaak. En op 'n stadium het hulle by Israel gekom en Israel het eintlik 'n alliansie gehad met Egipte, maar toe maar hulle het iemand bedrieg en hulle het 'n gamble gevat en dit was die verkeerde gamble en Assirië het as gevolg daarvan vir Israel ingeneem en hulle het dit alles verwoes. Nou dit was die eerste verwoesting van die helfte van Israel, nee. En daai mense is oralheen versprei. Baie van hulle het gevlug Juda toe na Jerusalem toe. Dan kom ons hier lees van mense sal kom na die stad op die berg toe. Hulle sal optrek. En baie mense sal na die huis van die Here toe kom. So dis baie mense van Israel wat afgevlug het. En hulle is oralheen. En dit is hoekom as 'n mens nou in Jesus se tyd lees van die Samaritane, dis mense van Israel wat oralheen versprei het en wat gemeng het met die volke regoor. So in die oë van Jerusalem was hulle onrein en kon hulle nie oor die weg kom nie. Dit kom al jare, nee. Net so 'n bietjie van daai. Maar soos Assirië nou afbeweeg, so hulle is nou Israel die boonste, die groen deel is verwoes. En hulle is op pad af na Juda toe want hulle moet deur Juda kom om vir Egipte ook te verower. Maar toe hulle by Jerusalem aankom en hulle wil hierdie oorlog begin, toe breek daar 'n siviele oorlog in Assirië uit. En Assirië trek hulle leers terug en hulle is terug huis toe om daai goed te gaan uitsort. Nou vir Juda. Later het daar 'n nuwe wêreldmoondheid opgekom wat die Babiloniërs was wat vir Assirië oorwin het en dis deur hulle wat hulle toe nou Jerusalem verwoes het en daai mense is toe nou fisies ballingskap toegevat na Babilonië. Dit is wat ons altyd praat van die ballingskap, maar dit was eers later. Maar binne in hierdie oorlogtyd beleef Israel of Juda God se ingrype. Want hulle was op pad om verwoes te word, net soos Israel. En hier draai die Assiriërs om en hulle loop weg. Vir hulle was dit God wat hulle weer eens kom red het. Nou mens moet mooi verstaan, binne in hierdie tyd van Jesaja, is hy besig, Jesaja bly in Juda, soos ons ook gelees het, nee? So hy is in die onderdeel. So as hy nou profeteer en hy vertel vir hulle die openbaring uit Sion van hierdie stukkie, dan is dis stukkie van wat dit kan wees. Hy sê vir hulle, dit hoef nie altyd oorlog te wees nie. Draai terug na die Here toe. Luister vir hom. En hulle het so 'n bietjie van 'n ligstraal gesien van wat kan wees as ons gehoorsaam is aan die Here. Weerens God wat vir hulle gesê het, hier's nog 'n kans. Draai jou lewe om. Want as jy nou Jesaja 1 lees, dan gaan net so 'n stukkie van dit lees. Dan is dit regtig is hulle nie op 'n goeie plek nie. Die Here sê vir die volk, ek sal afreken met my teestanders. Dis nou, ek praat van Juda, nee? Ek sal my wreek op my vyande, ek sal teen jou optree.
My loog sal teen jou lood weer so tot silwer suiwer, al jou afsak sal afskei. Ek sal jou regeerders weer maak soos hulle vroeër was en jou leiers soos in die begin. Dan sal hulle jou weer noem stad van geregtigheid, getroue stad. Maar hy sê hy gaan hulle plat maak. Sion sal deur die oordeel vrygemaak word en die wat hulle bekeer sal deur regverdige belisting. Wie oortree en sondig sal almal verpletter word. Wie die Here verlaat sal te gronde gaan, want die afgodsbome waarop julle begeertes gerig was, sal julle vertroue beskaam en julle sal teleurgestel staan. Met die tuine wat julle bo my verkies het, julle sal wees soos bome waarvan die blare verdroog het, soos tuine sonder water. Die sterke woord is 'n stuk lap en sy werk is die vonk. Die twee sal saam brand sonder dat iemand die vuur blus. So God kom en hy sê, jy is besig met nonsens. Net 'n bietjie vroeër lees van Jesaja, ellende wag vir julle sondige nasies, volk wat met skuld belaai is, geslag wat verkeerd handel, julle wat net afbreek, wat my die Here verlaat het, my die Heilige van Israel verag en wat vir my die rug gedraai het. Daar is nie meer plek waar nog aan julle geslaan kan word nie, en tog hou julle aan om maar weg te draai van my af. Die hele kop is vol seerplekke en die hele gestel is verswak. Van kop tot tone is daar nie een plek heel nie. Julle land is verwoes, julle stede is verbrand. Julle oë verteer vreemdes, julle voor julle oë verteer vreemdes julle landerye. As mens verder lees Jesaja 2, U het die volk Jakob verstoot, U gee hulle oor aan die waarsêery van die ooste, beoefen towery soos die Filistyne en hou saam met die vreemdes vas aan bygeloof. Hulle land lê vol silwer en goud, daar is geen einde aan hulle skatte nie. Hulle land loop vol perde en daar is geen einde aan die getal van hulle strydwaans nie. Hulle land is vol afgode, hulle buig voor die maaksel van hulle hande, voor wat hulle vingers gemaak het. So het die mense hulle self verneder en tot 'n val gekom. U moet hulle dit nie vergewe nie. So Israel of Juda is op 'n slegte plek in hulle lewe. Hulle luister regtig nie vir die Here nie. Hulle doen net wat hulle wil, hulle verwoes mekaar, hulle gee nie om nie. En dit is chaos. En binne in al hierdie chaos kom Jesaja en hy sê, dit kan anders wees. Dit kan beter wees. Julle het nou 'n stukkie daarvan beleef. Julle het weer eens beleef hoe God julle kom red het. En vir julle kom sê, draai terug na my toe, dit kan anders wees. Verstaan dat God groot is. En besef waarmee jy besig is. Kom tot inkeer, bely julle sonde, sê jammer vir die Here en hou op waarmee jy besig is. En dan sê Jesaja, imagine 'n wêreld waar daar nie oorlog is nie. Waar wapens verander in instrumente om die wêreld 'n beter plek te maak, waar ons die aarde ploeg, waar ons leer by mekaar, waar ons mekaar ondersteun, waar niemand meer bang hoef te wees nie, want daar is nie oorlog nie. Mense hoef nie eens meer opgelei te word om oorlog te kan voer nie, want binne in hierdie heilige plek waar God regeer, is dit nie nodig nie. Die nasies rondom julle mag dalk beklei en oorlog voer, maar as julle op my vertrou, hoef daar nie oorlog te wees nie. Julle hoef nie bang te wees nie, want God is in beheer. Is hierdie stuk hoop wat Jesaja vir hierdie mense binne in al hierdie oordeel kom gee. So, daai prentjie laat my so dink, so asof mense aan daai ligstraal kan vat en dit joune kan maak. Lig binne 'n pikdonker wêreld.
hoop binne chaos, hoop binne in hierdie verskriklike tragedie van oorlog en uitbuiting en seermaak. Want jy weet dat jy weet dat jy weet, ek kan op God vertrou. God is in beheer. Hy kan alles anders maak. En julle is my volk. Ek het julle gemaak om so te wees. Ek het julle gemaak om anders te wees. Ek het julle gemaak om op my te vertrou, om 'n voorbeeld te wees van al die nasies wat afgode aanbid, wat hulle met hulle eie vingers maak, wat hulle self gevorm en gemaak het, wat hulle nou groter en magtiger as hulle self beskou. God sê, ek is hier. Jy kan op my vertrou. Ek kan in beheer wees. Om so vas te hou aan die waarheid, ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van wat rondom ons gebeur, so vas te hou aan hierdie waarheid, dat dit my hele lewe bestuur. Dat dit alles van my beïnvloed. Die manier hoe ek ander mense hanteer, die manier hoe ek leef, om regtig te weet dat ek vir God kan vertrou, dat ek totaal en al leef in hierdie oomblik, in hierdie hoop. Dit help ons om anders te kyk na die wêreld. Die wêreld is regtig so 'n bietjie in chaos vandag ook. Ons almal weet dit, ons almal is bewus daarvan. Ons almal is bewus van al die probleme waarmee ons sit en ons het nie eintlik antwoorde daarvoor nie. Ons het nie eintlik beheer daaroor nie, nê? Maar God sê, vertrou my. Leef in die hoop wat ek vir jou kom gee. Jesaja het in dit geglo en het vir die volk gesê, draai terug na God. Nie luister na al die ander goed nie, want dit is waar daai gamble vandaan gekom het, nê? Hulle het geluister na almal rondom hulle en nie op God vertrou nie. En toe word hulle verwoes. Heeltemal verwoes tot op die grond. En daarom smeek Jesaja hierdie volk om terug te draai na die Here, want hy weet dit kan soveel anders wees. Hierdie verhaal wat ons nou net gelees het, is 'n dankie tog verhaal. Dit laat my so dink aan dankie tog. So groot as sig van verligting is dankie tog. Ons was op pad na ons einde toe. Hulle was op pad om ons te verwoes. Dankie tog. Hulle het omgedraai. Die Here het ingegryp. En Kersfees is 'n dankie tog verhaal. Ons kan nie onsself red nie. Die